Goeiemôre. Dit is vir my baie lekker om vanoggend saam met julle te wees. Ek probeer nou onthou, ek dink, dit is omtrent 2 jaar terug wat ek hier was toe ek met Moedersdag bedien het. En ek wil graag met julle vandag praat oor groei en ek kan duidelik sien dat hier groei in die laaste 2 jaar hier in julle gemeente was en ek is saam met julle so dankbaar daarvoor. Dankie vir die aanbiddingsspan wat ons so kosbaar in die Here se teenwoordigheid ingelei het. 'n Mens kan die Here se teenwoordigheid so tasbaar ervaar en dis kosbaar. Nou aangesien dit oor 3 weke weer Moedersdag is, wil ek net so vinnig ietsie vir die mammas sê. Ek weet nie of dit julle ervaring ook is nie, maar toe ek net nou sien hierdie kinders hier verbystap, toe wil dit vir my in my hart voel, waar is die tyd heen? Ek het 2 seuns. Die oudste ene is nou al uit die huis uit. Hy werk daar in Johannesburg, so hy bly daar in Waterfall City. Ons sien hom so 1 keer 'n maand kom kry vir 'n naweek. En my jongste een is nou in graad 11, maar hy's nou hierdie week op 'n golftoer saam met die skool. So hulle het Vrydag gery en hulle kom eers weer Woensdag terug. So die naweek wat nou verby is, was ek en my man alleen by die huis. En ek dink nie, ek is nou al reg vir die empty nest ding nie. Dit werk nie vir my nie. Ek soek my kykentjies hier onder my vlerk en julle wat mammas is sal weet, dit voel asof hulle eendag so is. En as jy jou oë knip, dan is hulle groot manne. En dan vra jy vir jouself, waar het die tyd heen gegaan? Daar's baie dinge in hierdie lewe wat geleidelik en dan net skielik gebeur. Geleidelik dag vir dag word hierdie klein kindertjies wat nou uitgestap het, groter en groter, jaar vir jaar, en skielik verlaat hulle die huis. En is hulle groot en is hulle op hulle eie. Geleidelik bekruip die winter ons. Het julle gesien, die blare val af, dis oral net blare, dit raak koeler in die oggende, dit raak later in die oggend lig, en skielik as ons kan kry, dan is dit koud, en dan het ons weer ons jasse aan, en dan is dit winter. En geleidelik hier in September begin die bome weer bot en hulle maak bloeiseltjies. En as jy skielik eendag opstaan, dan is alles groen daar buite en is pragtig somerweer. So baie dinge in hierdie lewe gebeur geleidelik en dan skielik. Die Engelse sê gradually, then suddenly. Ek dink in ons geestelike lewe werk dit ook so. Geleidelik lees ons bietjie minder Bybel, kom bietjie minder kerk toe, ag, dis bietjie koud vanoggend, ek gaan in lê, ek is moeg. Geleidelik sis die duiwel ons aan die slaap, en skielik het ons lou geword. En as ons nie pas op nie, skielik word ons koud. Maar ook jou geestelike groei werk so. Jy is nie eendag 'n kleutertjie en die volgende dag 'n volwasse nie. Dis elke dag lees jou Bybel en bid elke dag. Geleidelik, geestelik groei, die regte besluite neem, die regte dinge doen, Sondag kerk toe kom, kos kom kry, geleidelik. En skielik kom jy eendag agter die goed wat jou vroeër ontstel het, maak nie meer saak nie. Jy het gegroei, jy het ontwikkel, jy hanteer dinge nou met 'n sterker geloof en 'n vaste vertroue in die Here. En ek dink een van die grootste groei areas in ons as kinders van die Here se lewens is geduld om te wag op die Here. So ek wil graag met jou 'n bietjie praat oor groei, veral rondom die area van om die Here se tyd te vertrou, om te wag en geduldig te wees totdat hy besluit, dis die regte tyd. Ek wil vir julle 'n gedeelte lees. Dis 'n storie wat Jesus vertel oor koring, en daarom is my tema groei, koring, korreltjie, groei. En ek wil dit graag saam met julle lees, dit is op die bord as julle my wil volg. Dis in Matteus 13 vers 24 tot 30. Hy, dit is Jesus, het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op die land gesaai het. Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom sê toe vir hom, meneer, het u nie goeie saad op die land gesaai nie?
waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle, dit is 'n vyand se werk. Die slawe sê te vir hom, wil jy hê ons moet dit gaan uittrek? Nee, sê hy, as julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat albei saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe. Jesus is by die see van Galilea in die platte land toe hy hierdie storie vertel. En hy vertel dit vir 'n klomp mense wat hom gevolg het, wat gewone mense was, soos ek en jy, boere, vissermanne, arbeiders, skrynwerkers, die plattelandse gewone mense. Hy het nie hierdie storie in Jerusalem vertel, waar al die fancy elite, fariseërs, skrifgeleerders is nie. Hy is hier op 'n plattelandse plek. Dis in 'n klomp boere en skrynwerkers, en hy vertel hierdie storie vir hulle. Hy's bly op daardie stadium in Kapernaum, en hy is by die see van Galilea met hierdie skare mense. En hulle het dadelik verstaan waarvan hy praat. Want daar was 'n spesifieke onkruid wat gegroei het in daardie omgewing. Hulle noem dit bearded darnel. En dit het net soos koring gelyk. As ek vandag vir jou sê, die knapste kerels het aan my broek vasgesit, dan weet julle dadelik, dis daai swart goedjies wat jy so sukkel om af te kry. My oudste seun het op Paasnaweek verloof geraak. En toe het hulle daai Saterdag gegaan om foto's te gaan neem. Hulle is toe na iemand se plaas toe. En toe hulle terugkom van die foto's af, toe die verloofde se hele rokkie vol knapse kerels, en ons moet nou eers sit om daai knapse kerels af te trek, want hulle sit so vas aan die soem van daai rokkie. Julle weet hier in die platteland waar ons bly, in Vanderbijl in Suid-Afrika, ons weet wat is kakiebos, en ons weet wat is knapse kerels. Nou toe Jesus hierdie storie vertel het, en hy praat van die onkruidse koring, het hulle dadelik geweet, hy praat van hierdie onkruid, wat tussen die koring groei. En hierdie onkruid lyk presies soos koring. Julle kan sien daar, dit lyk baie dieselfde. As hulle jong plantjies is, kan jy dit nie onderskei nie. Eers as hulle ouer is, kan 'n geoefende oog sien, die kleur van die korreltjies verskil 'n bietjie. Daai korreltjies is net soos koringkorreltjies, en jy kan dit ook eet, maar is bitter, en is bietjie giftig, want die mense het siek geword van dit, jy het diarree gekry van dit, jy het naar geword as jy daai korreltjies eet. So wat die boere in daai tyd gedoen het, is hulle laat die arbeiders die oes inbring. Dan het hulle vrouens gehad, 'n klomp vrouens, wat amper soos by groot tafels, die koringkorrels en hierdie breër darnel, onkruidkorrels het op hierdie siftingstafels gelê. En dan het die vrouens letterlik die korreltjies van mekaar geskei. Want die koringkorrel het 'n goudbruin kleur. Maar die bearded darnel, die onkruid, wanneer hy ryp geword het, se kleur was grys na swart toe. So die vrouens het gesit, jy gaan skuur toe, jy gaan vuur toe. Jy gaan skuur toe, jy gaan vuur toe. So het hulle letterlik die koringkorreltjies van die onkruidkorreltjies geskei in daai tyd. Wie sou so wreed wees om onkruid tussen koring te kom plant? Daar was regtig sulke gevalle. Daar is 'n wet deur die Romeinse ryk uitgebring in die tyd wat Jesus op aarde was, wat teen mense wat onkruid in ander mense se koringlande gaan plant het, gevangenskap moes dien. So mense wat gevang is, as jou vyand in jou land kom onkruid plant het, kon hy tronk toe gegaan het. So dit het algemeen voorgekom, dit het gebeur in daardie tyd. Hoekom vertel Jesus hierdie storie van die onkruid wat tussen die koring gesaai word? Wat is die les wat ons hier uit moet leer? Want ek het nou al geleer, as Jesus praat met ons luister. Niks wat hy sê is maar net, toevallig, of ons kan maar verby dit lees nie. Daar's 'n les wat hy vir ons wil leer. Hoekom vertel hy hierdie stories? Die disippels het dieselfde gewonder. Want ons lees nou 'n bietjie verder aan in die hoofstuk. In vers 36 lees ons, daarna het Jesus van die mense af weggegaan huis toe. Sy disippels kom toe by hom en vra, verduidelik vir ons tog die gelykenis van die onkruid in die land. Hulle het ook nie lekker verstaan, wat wil Jesus vir ons leer nie? En Jesus antwoord, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens.
Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld. Die wat oes, is die engele. Soos die onkruid bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder, almal wat ander mense laat val, en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Jesus vertel hierdie storie van die onkruid en die koring, om vir ons 'n baie belangrike les te leer. Eintlik 'n paar lesse. Daar is boosheid in hierdie wêreld. Ons moet wakker wees, want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie kan hy verslind en waar kan hy verskeer. En die vyand wil baie graag in jou lewe ook onkruid saai. Jesus is die seun van God wat die goeie saad saai, wat die koring saai, maar die duiwel is die een wat die onkruid kom plant. In ons lewens, wanneer ons besig is met die dinge van die Here, wanneer jy op 'n Sondagoggend in die kerk sit, wanneer jy jou Bybel lees deur die week, wanneer jy bid, wanneer jy mense mooi hanteer, wanneer jy volgens die woordbeginsels leef, is jy besig om koring te saai in jou lewe. Maar wanneer ons nalatig raak in ons geestelike lewe, wanneer ons verkeerde dinge doen, wanneer ons die Here afskeep, dan kan dit wees dat ons onkruid in ons lewens saai. Daardie verkeerde gedagtes, daardie slegte gewoontes, daardie goed wat ek doen en eintlik pla dit my. Die Heilige Gees oortuig my hier binnekant, dis nie reg nie, maar ek hou aan met daai goed. Ek is besig om onkruid te saai. En weet jy wat? Die duiwel kom in die nag. Het julle gehoor in hierdie storie? Die vyand het in die nag gekom en onkruid gesaai. Hoe baie keer lê ons in die nag wakker en ons dink en ons vrees en ons bekommerd en ons twyfel en al hierdie goed gaan in ons koppe aan hier in die middel van die nag as almal slaap en ons plant onkruid in plaas van geloof in ons harte. Maar ek dink ook hierdie is 'n waarskuwing vir ons. Nie almal wat mooi lyk aan die buitekant is mooi aan die binnekant nie. Daar is partykeer mense wat soos koring lyk, maar wat eintlik onkruid is. En ons moet 'n fyn onderskeidingsvermoë hê. Ons moet sensitief wees vir die Heilige Gees se stem, om ons te help om te onderskei wie laat ons toe om 'n invloed in ons lewens te hê. Want partykeer lyk hulle so baie mooi, hulle lyk net soos ons, hulle praat net soos ons, hulle is net so Christelik soos ons, maar hulle harte is grys en swart, en hulle is bitter. En as jy van hulle eet, dan maak dit jou siek, en dit kan jou gees siek maak. Wees versigtig vir die mense wat jy toelaat in jou lewe. Sorg dat dit mense is wat goeie saad in jou lewe saai, wat jou nie aftrek en saam met hulle bitter maak nie. En dan leer ek les in hierdie gedeelte. Die arbeiders, toe hulle agterkom, hier is onkruid tussen die koring, toe wil hulle dit dadelik gaan uittrek. Julle gehoor, hulle het vir die meester gesê, vir die boer, kan ons dit gou gaan uittrek? En die boer het gesê, nee, wag, want as jy dit nou uittrek, gaan jy die koring seermaak, want nou is daai plante al so groot, hulle wortels is hier saam met die koring se wortels vervleg. So as jy die onkruid uittrek, gaan die koring seer kry. Wag tot dit oestyd is, en aan die einde, dan sal ons die onderskeid maak. Ek dink dis deel van God se genade, om te wag tot die einde. Daar is mense wat hulle hele lewe lank mooi leef, die Here dien, en dan aan die einde van hulle lewens sulke dom besluite neem. En dan is daar mense wat eintlik goddeloos leef, hulle lewe lank, en soos die man aan die kruis, langs Jesus, daar aan die einde op hulle sterfbed sê, Here, dink aan my. En onthou julle Jesus se woorde, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek is so dankbaar
dat die Here ons genadetyd gee. En die feit dat ek en jy vandag hier is, sê dat ons het nog genadetyd. Ek en jy het nog tyd om die regte keuses in ons lewens te maak. Moenie voor die tyd mense oordeel nie, en moenie voor die tyd besluit, hierdie saad gaan nie werk nie. Ek het nou so hard gewerk en hierdie saad gaan nie 'n oes kom nie. Die Here weet. En dalk moet ons net oordeel heeltemal in die Here se hande los, want hy weet. En op die ou end sal hy oordeel. En op die ou end sal die kaf van die koring geskei word, want die Here is die een wat in beheer is. Weet maar net verseker vandag, daar kom 'n oestyd. Daar kom 'n dag wanneer jy beloon sal word, of wanneer jy die straf sal moet kry vir wat jy gedoen het. Daar is iets so saai en maai, en ons almal gaan moet oes en moet maai die saad wat ons geplant het in ons lewens. Partykeer is dit vir ons moeilik. Ek dink ons almal het al daarmee geworstel. Daar's mense wat doen net wat hulle wil, en wat nie die Here dien nie, en dan lyk dit asof dit so goed gaan met hulle. En dan, arme ek, probeer so hard die Here dien, en ek probeer so hard alles reg doen, en dit voel of dit net teëspoed op teëspoed is. Het enigeen van julle al so gevoel? Dit voel partykeer so onregverdig hierdie lewe. William Barclay het geskryf, en hy het gesê, in die ewigheid word die wanbalans van die gebroke wêreld herstel. Ons lewe in 'n gebroke wêreld. Ons verstaan nie alles nie. Ons het nie al die antwoorde nie. Dit lyk partykeer of die onkruid hoër groei as die koring hier rondom ons. Maar wees maar verseker, die Here weet. Die Here sien alles, die Here hoor alles. Niks gaan by hom verby nie. En daar kom 'n dag wanneer elkeen sal moet oes dit wat hulle gesaai het in hierdie lewe. Geleidelik is ek en jy besig om dag vir dag saad in ons lewens te saai. En skielik kom oesdag. Julle weet, dood stuur nie uitnodigingskaartjies nie. En dood het nie 'n ouderdomsbeperking nie. Dood kom vinnig, dood kom skielik. En nie een van ons weet, gaan ek en jy op hierdie aarde wees as Jesus terugkom om ons te kom haal? Of gaan daar 'n dag aanbreek in my lewe wat ek net skielik nie meer hier is nie? En dis die ding, ons kan nie bly wag vir die dag voordat ons doodgaan om reg te maak met die Here nie, want ons weet nie wanneer is daai dag nie. Ons weet nie wanneer kom ons beurt om voor God te verskyn nie. En wat gaan ons dan doen? Wat is die oes? Want daar kom 'n dag waar die engele die oes gaan afhaal en dan gaan hulle sê, jy gaan skuur toe, jy gaan vuur toe. Mag nie een van ons wat in hierdie gebou sit, vuur toe gaan nie. Mag ons almal skuur toe gaan, na die koning se koninkryk toe. Mag ons almal so leef, dat het as dit oestyd is, en het ons dag skielik aanbreek, mag ons by Jesus wees. Mag ons die onkruid uit ons lewens verwyder, sodat daar net koring is om te oes aan die einde. Want skielik kom daai dag. Ek wil vir jou 'n versie lees oor 'n skielik wat in die Bybel gebeur het. Ons lees dit in Handelinge 16 vers 25 en 26. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik, kom daar 'n groot aardbewing wat die fondament van die tronk geskit het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeye het losgeraak. Daar het omtrent 17 jaar verbygegaan, vandat Paulus tot bekering gekom het op die pad van Damaskus, tot hierdie storie afgespeel het. Hy is op sy tweede sendingreis. Hy het nou al baie siele vir die Here gewen. Hy het sy lewe vir Jesus gegee. Hy was toegewyd. Hy het sy gemak opgeoffer. Hy het gelewe vir die koninkryk. En nie sit hy in die tronk. Hoekom beland hy in die tronk? En as jy die storie in Handelinge 16 gaan lees, gaan jy agterkom, al wat hy gedoen het, is hy het 'n demoon uit 'n slawe meisie gedryf. Dis die storie van daai slawe meisie wat die fortuinverteller was, wat agter hulle aangeloop het die hele tyd, en uiteindelik het Paulus die demoon uit haar gedryf, en nou is haar eienaars kwaad, omdat sy nie meer geld kan maak deur die fortuinvertelling nie, en hulle laat hom in die tronk toesluit. Hy het 'n goeie ding gedoen, en hy beland in die tronk.
Hoe baie keer is dit die goeie mense, wat die goeie goed doen, wat die goeie saad saai, wat 17 jaar lank al die regte besluite neem, wat lewenslang die regte pad stap, wat in moeilikheid beland, wat slegte goed gebeur partykeer met goeie mense ook. En baie keer is slegte goed ons pad langskom. Ek is eerlik en menslik genoeg om te sê, ek kan baie tantrums gooi by liewe Jesus. Sê, hoekom nou ek? Ek probeer so hard, ek doen alles reg, hoekom gebeur hierdie goed met my? Ek dink Paulus het alle rede gehad om te sê, Here, ek gee my alles vir U, ek reis al hierdie pad vir U, ek is op gevaarlike roetes, ek moet op die boot te gaan, op see, daar skipbreek, daar is soveel moeilikheid wat ek moet deurgaan, en nou sit ek in die tronk, rarig, liewe Jesus, hoe werk hierdie lewe dan? En as ons eerlik met onsself is, dink ek ons almal moes al vir onsself sê, rarig Here, ek verstaan nie, ek probeer so hard om alles reg te doen, en nou sit ek in die tronk, vasgeboei. Maar Paulus het nie daai tantrum gegooi wat ons menslikheid gooi nie. Ons lees, Paulus is besig om te sing. In die middel van die nag, in die tronk, is hy en Silas besig om te sing. En terwyl hulle besig is om te sing, skielik gaan die tronkdeure oop en val die boeie af. Ek wil stil staan net by 'n oomblik. Die onkruid is in die nag in die boer se lande kom plant. Paulus en Silas sit in middernag in die tronk. En wat doen hulle? Hulle sing. In die nag, in die nagtelike ure van jou lewe, in die donker tye van jou lewe, het jy een van twee keuses. Jy kan onkruid plant en kwaad word vir die Here en nie verstaan nie en bitter raak en jaloers raak op al die ander met wie dit so goed gaan, of jy kan begin sing. En jy kan die Here loof en sê, ek verstaan nie, Here, maar ek bly U vertrou. Ek bly aan U vashou. Ek sal aanhou om U te loof, ek sal aanhou om U te aanbid, want U is God en nie ek nie. U verstaan en U weet beter as wat ek weet. En toe Paulus en Silas kies om die Here in die middel van die nag in die tronk te aanbid, toe die Here skielik die deure oopgemaak en skielik die boeie laat afval. Miskien moet ek en jy net ophou probeer om alles te verstaan. Ons gaan nie alles op hierdie aarde verstaan nie. Miskien moet ek net ophou probeer om vir die Here sê wat hy moet doen. En net aanvaar dat sy planne lyk anders as my planne, want sy gedagtes is hoër as my gedagtes. Miskien moet ek net op 'n plek kom waar ek sê, Here, in plaas daarvan om almekaar vrae te vra en te sê, Here, doen dit, maak vir my so, doen vir my hierdie, doen vir my daai, almekaar vir die Here opdragte te gee en vir hom te sê wat hy vir my moet doen. Miskien moet ek net begin om hom dankie te sê. Miskien moet ek net begin om hom te loof. Want wanneer ons die Here loof en aanbid en dankie sê en eer, is ons besig om koring te saai. Maar wanneer ons bitter raak en vra en onseker is en die Here begin betwyfel en ongelowig raak, dan is ons besig om onkruid te saai. En hierdie goed gebeur gewoonlik in middernag, in die donker tye, wanneer ons deur swaar kry gaan. So ek wil jou vanoggend vra, wat boei jou vandag? Watter tronkdeure is vir jou gesluit? Dalk is daar bekommernis in jou lewe. Dalk is jy vasgevang en geboei deur siekte en pyn in jou liggaam. Dalk gaan jy deur finansiële moeilike tye. Die finansies wil net nie uitwerk nie. Daai geld in die bank is net altyd te min. Dalk is daar verhoudings in jou lewe wat nie goed gaan nie. Dalk gaan dit nie goed tussen jou en een van jou kinders nie. Dalk is jy bekommerd oor van jou kinders. Dalk is daar goed wat jy in jou hart saamdra, wat swaar weeg, wat moeilik is vir jou vandag. Boeie wat jou vasbind, deure wat voel of het gesluit is. Dan het ek vir jou hierdie boodskap. Hou net aan om die regte ding te doen. Geleidelik, dag vir dag, lees jou Bybel, bid elke dag, vertrou die Here, staan op sy woord, bly getrou en skielik sal die deure oopgaan en skielik sal die boeie afval. Want as ek en jy aanhou om die regte ding te doen,
uiteindelik sal ons die oes insamel. En selfs al is dit nie eers op hierdie stukkende aarde nie, dan sal daar 'n dag kom waar ons voor 'n regverdige God staan, wat regverdig oordeel en dit vir ons sal gee, dit wat ons regverdig toekom. Want daar kom 'n dag van oestyd in ons lewens. Los die oordeel in God se hande. Psalm 139 vers 16 sê, elke dag van ons lewens is in sy boek opgeskryf, nog voor een van hulle geleef is. Die Here weet wat hy doen met jou lewe. Al verstaan ek en jy nie altyd nie. Mag ons aanhou sing, mag ons hom aanhou vertrou, mag ons aanhou ons lewens op sy woord bou, aanhou getrou bly aan hom, want skielik kom die antwoord. Elke dag geleidelik bou ons lewens op hom, tot hy skielik vir ons die deur oopmaak, die boeye laat afval, tot ons skielik eendag voor God staan, wat die regverdige regter is. So mag hierdie storie van die onkruid en die koring jou vandag net weer herinner. Daar is boosheid in hierdie wêreld. Dis 'n realiteit. Wees versigtig wie jy vertrou in jou lewe, vir wie jy jou hart oopmaak. Sorg dat dit iemand is wat aan die vrugte van hulle lewe geken word. Jesus het vir ons gesê, 'n boom word aan sy vrugte geken. En moenie onkruid in jou lewe toelaat om te groei nie. Hou net aan, geleidelik, dag vir dag, om die regte ding te doen. En skielik sal jy oes. Ek gaan vra dat ons net so sit, en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. Terwyl elke oog toe is in hierdie plek vanoggend, wil nie jy moet nou rond kyk nie. Ek wil graag net spesiale gebed doen, as daar dalk enige iemand is vanoggend in hierdie plek, wat onseker is of my lewe reg is, as Jesus vandag moet kom, as ek vandag hier uitry en ek is in 'n motorongeluk en ek is dood, waartoe gaan ek? Het ek genoeg koring in my lewe gesaai, of is daar soveel onkruid, dat ek sal moet vuur toe gaan? Is ek een van die koringkorreltjies wat skuur toe gaan, of is ek 'n koringkorreltjie wat in die vuur gegooi gaan word? Want hierdie storie van Jesus gee so 'n duidelike waarskuwing, dat daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Here, ons wil nie daar eindig nie. As jy enigsins twyfel oor jou saligheid, gaan jy hemel toe? Is jy seker? Dan wil ek graag saam met jou vanoggend 'n gebed doen, en net die Here vra om in jou lewe in te kom. So ek wil vra, terwyl elke oog toe is, as jy onseker is vandag, as daar 'n stukkie twyfel in jou hart is, ek is nie seker of ek dit gaan maak hemel toe nie, wil jy nie vinnig jou hand opsteek nie? Ek wil net graag saam met jou bid. Daar is hande wat opgaan, ek sien oral hande. Baie dankie, jy kan hom weer laat sak as jy hom klaar opgesteek het. Dankie, ek sien daai hande. Van nog enigiemand? Dankie, ek sien daar agter. Here, U het elke hand gesien wat nou opgaan. U weet wat in elke hart aangaan. En vandag gee U ons 'n kans om ons hart se deure oop te maak vir U. Openbaring sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, en as jy vir my jou hart se deur oopmaak, sal ek inkom en saam met jou feesmaal hou. En Here, hier's 'n klomp hande wat vanoggend opgegaan het en gesê het, Here, ons maak ons hart se deur oop vir U. Vergewe asseblief ons sonde. Ek bid vir elke persoon wat hulle hand in die lug gesteek het nou, Here, dat U sal kom en al die onkruid sal kom verwyder uit hulle lewens, al die verkeerde saad wat hulle ooit gesaai het, Here, dat U dit sal kom vergewe. Dit is waarvoor daar 'n houtkruis was, sodat ons vergifnis van sonde kan kry. U het die prys vir ons sonde aan daardie kruis gedra, sodat ons nie veroordeel hoef te word nie. Daar is vergifnis en genade vir elke hart vanoggend. Kom was hulle skoon met die bloed van Jesus. En vul hulle hart vandag met 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek bid vir U teenwoordigheid, U Heilige Gees, om hierdie harte vol te maak.
En dat hulle vandag hier sal uitstap en weet ek het vrede met God. Van hierdie dag af gaan ek koring saai en ek gaan onkruid uittrek uit my lewe. In Jesus se kosbare naam. En Here, nou wil ek vir elkeen van ons bid wat in hierdie plek is. Elkeen van ons kom partykeer in tye wat ons moedeloos raak, wat ons moeg raak, wat ons begin twyfel. Veral in middernag, in die donker tye, in die nag van ons lewens, dan is ons so geneig om die onkruid van wantroue te saai. Dan betwyfel ons, hoor U ons regtig, is U regtig daar? Hoekom antwoord U nie? En ons kan so vinnig moedeloos en moeg en bitter raak. Maar vandag kom kies ons om soos Paulus en Silas in die tronk, U te loof en te aanbid, al sit ons met boeie om ons arms, al sit ons agter gevangenisdeure, middernag, Here, help ons om nie te kla en te kerm nie, maar om U te aanbid en te eer, want U weet die beste. En ons vertrou U, selfs al verstaan ons nie altyd waarom U besig is in ons lewens nie. En daarom wil ek vandag net vir elke persoon in hierdie plek bid, dat U ons sal help om aan te hou om die regte ding te doen, aan te hou om ons Bybel te lees en te bid, aan te hou om U te dien, aan te hou om hierdie pad saam met Jesus te stap, aan te hou om gehoorsaam te wees aan die Heilige Gees se stem hier in ons harte, om net geleidelik getrou te bly, tot daardie skielik, wanneer die tronkdeure oopgaan, wanneer die boeie afval, wanneer die oes inkom. Hou ons trou, Here Jesus, hou ons trou. Is my gebed in die kosbare naam van Jesus. En ek sê vir dankie daarvoor. Amen. Baie dankie Johan. Gemeente kon staan en dan loof en prys ons weer die Here se naam.